Môre maatjies. Ons is nog steeds hier in die boek Numeri hoofstuk 16. Dis 'n baie lang hoofstuk. Hy het 50 verse. Tel 'n bietjie so saam. 10, 20, 30, 40, 50. Dit beteken net 'n lekker lang storie. Dis maar al. Onthou vir mamma en pappa te vra om so 'n bietjie vir julle Numeri 16 te lees. Maats, en julle sal nie glo nie. Dis al weer moeilikheid. Daar in die woestyn, die Israeliete was gedurig ongehoorsaam. Maar in hierdie hoofstuk is daar groot moeilikheid. Julle weet, wat baie van die mense het baie gekla, nee, ons het dit al baie oor gesels, hulle het gekla, hulle kon nie wag vir die beloofde land nie, dit is soos as ons ver ry, dan vra jy, hoe ver nog, dan verlang jy eerder terug na die huis, maar die beloofde land was baie meer as net 'n vakansie, dit was Vader Jahwe se verlossing, dat hulle uit Egipte verlos word, weg van Farao, na die beloofde land, om vir Vader Jahwe volk te wees. So wanneer hulle gekla het, was hulle baie ongehoorsaam teenoor Jahwe, want Jahwe wil hulle moet hom vertrou. Hulle moet glo, hy sal vir hulle in 'n baie mooi land inbring. Kla is baie lelik, dis ongeloof. En dat Jahwe hulle altyd gestraf. Maar vanoggend se verhaal is nog erger, want hier lees ons van 'n oom met die naam van Korag, en hy het nog slegte vriende gehad, Datan en Abiram, en hulle het 'n bende gemaak. En Korag het vir Moses gesê, "Wie dink jy is jy?" Nee, het jy al gehoor maatjies sê vir mekaar, "Jy dink altyd jy is beter as ons." Nee, Karmia, daar by die skool. Mens kry sulke maatjies wat altyd dink hulle is beter. En dan is daar later 'n bekleierery. Maar onthou nou, Moses het nie gedink hy is beter as die ander nie. Vader Jahwe het hom gekies. Hy was mos die leier van onthou hulle babietjie, toe hy daar in die bisiemandjie gered is, en in Farao se paleis groot geword het, en Jahwe hom geroep het daar by die brandende bos. Moses was Jahwe se knegg. Ons het al gesels oor Miriam en Aaron wat teen hom opgestaan het, nee? Nou is dit Korag. En Moses sê vir Korag, bring jy in jou bende, hulle was 250, dis verskriklik baie. Bring julle 4 panne na die tent van samekoms, en dan kyk ons wat sê Vader Jahwe. Die een wat Vader Jahwe laat kom, na hom toe kom, hulle sal die priesters wees. En Moses sê vir Datan en Abiram, die ander bende, manne, kom hierso, laat ek met julle praat. Weet julle wat laat weet hulle vir Moses? Net soos julle partykeer as iemand jou roep, dan sê hy, ek sal nie kom nie. Hulle laat weet vir Moses, ons sal nie kom nie. En Moses word baie kwaad. En so, maar hoekom het Moses kwaad geword? Want hulle was ongehoorsaam. Hy volgende dag, toe bring hy priesters, sulke 4 in hulle koper pannetjies, en Vader Jahwe is woedend vir hierdie ongehoorsame Israeliete, en hy sê vir Moses, staan jy en Aaron bietjie een kant, want ek gaan hierdie manne tref, met 'n geweldige oordeel. En daar gaan Jahwe se vuur uit, en al 250 van daai bende manne sterf. Vader Jahwe was, het eers gesê, ek het nou amper vergeet, hy het eers vir Moses gesê, hierdie manne, gaan nie net op 'n normale manier doodgaan nie, julle moet een kant staan, want die aarde gaan oopskeer. En toe die aarde oopskeer, toe is daai Korag, Datan en Abiram en al die ongehoorsaames en hulle gesinne en almal is daar begrawe. Maar wat toe gebeur is die volgende dag, toe sê die Israeliete, Moses, dis julle skuld, laat almal doodgaan. En dis toe wat Vader Jahwe vir Moses sê, staan een kant. Toe tref Jahwe nog, raai hoeveel mense? 14.700. Dit is verskriklik baie, en dit as gevolg van ongehoorsaamheid, en opstand, en rebellie. En Vader Jahwe leer vir die Israeliete, julle moet weet, ek het vir Moses gekies, en Aaron is die priesters. So ons gaan volgende keer, as dit Vader se wil is, in Numeri 17 'n bietjie verder aangaan, van die staf van Aaron, julle kan bietjie vooruit lees as julle wil, want die verhaal gaan nou verder.
Maar net eers vanoggend, wie is die bendelede? Noem hulle 'n bietjie. Korag, Datan en Abiram en 250 manne. En die aarde het oopgeskeur en vir hulle gewys dat Jahwe het vir Moses hulle gekies. Kom ons dit net so maar, dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie as ons die woord lees, dat ons vir u kan vra om ons te help om dit te verstaan en te glo en ook daarvolgens te lewe. Help ons dat ons nie opstandig sal wees nie, dat ons nie ongehoorsaam sal wees nie, dat ons altyd sal gehoorsaam wees en soet wees en so u kinders. En baie lief net vir u. In Yeshua. Amen. Maats, Numeri, hoeveel? 16, 50 verse. Tata.